gesprek was oor vroulikheid, nou gaan dit onder andere oor manlikheid en wit manlikheid spesifiek vir die wat daarvoor kan sien. Baie welkom. Ek gaan dit net ligtelik begelei of die gesprek help fasiliteer. Ek dink dit gaan heen en weer wees en dan gaan ons vir julle ook aan die einde kans gee om in te kom en julle stemme te laat hoor. So die gesprek, kan 'n mens sê, lê op die kruispunt tussen ras en gender, oftewel wit wees en manlikheid spesifiek. Maar dit het gekom uit die feit dat Theo gewaagd genoeg was of dapper genoeg om kans te sien dat ek 2 boeke waarby ek betrokke was die afgelope maande eintlik, een van my pa wat ek klaargemaak het einde verlede jaar, God gevind, nagedink oor geloof in 'n taai tyd. Dit en dan ons ander boek wat ons meestal oor gaan praat en wat die skrywers hiervan en die redakteur hier op die paneel is, vandag aan die orde te stel en net 'n bietjie daarvoor ruimte te maak. So geloof is een van die areas wat ter sprake kom, een van die temas. Soos uit skryfwerk, weet julle, daar's baie kere verskillende temas, hopelik gelaagde temas in skryfwerk van verskillende kante en baie keer sien mense dinge raak wat ook nie gewoonlik raak gesien word nie, selfs deur die skrywers nie. Maar in hierdie geval het ons gedink om dit te pitch as wit manlikheid en die alternatiewe stories, wanneer ons op soek is gedurende hierdie tyd, as ons rondom ons kyk van die voorbeelde wat ons sien, is nie altyd baie konstruktief nie en help ons nie veel verder nie. Eintlik hinder ons miskien, dis 'n bepaalde soort manlikheid wat aan die orde gestel word en wat baie tentoongestel word, of dit nou op die wêreld verhoog of hier by ons in Suid-Afrika is. En die vraag is dan, is daar meer as een manlikheid? Is daar eintlik manlikhede byvoorbeeld? Spesifiek gekwalifiseer deur die tema van witheid ook, wat ons vandag oor wil praat. Maar nou, my paneel bestaan uit skrywer Kobus van Wijngaard, wat ook 'n deelnemer is aan ons boek. En hy kom van die verste, hy kom van Pretoria. By Unisa is hy 'n teoloog. Dan gaan ek eers hierdie kant vir James Goddard aan die woord stel, of nie, nog nie aan die woord nie, maar net bekendstel. En hy is die redakteur van hierdie boek. Hy is ook 'n digter, hy is 'n historikus, hy is 'n teoloog en hy is 'n skrywer en 'n redakteur in hierdie geval wat in Hoksback deesdae bly. En dan Christie van der Westhuizen wat vir ons 'n vars perspektief vanuit 'n ander hoek gaan gee. En wat wel bekend is, Christie is nou amper 'n jaar in die Kaap en by UWK sosioloog, sosiologie departement is sy professor, en dan ook 'n politieke kommentator soos julle gister gehoor het, 'n skrywer ook daarmee saam en 'n joernalis. Maar nou, eerstens, ekskuus tog? Ex-joernalis, okay. Ons begin by James, want die vraag kan wel bestaan, en ek dink dit is al gevra deur 'n paar mense, behalwe dat manlikheid en spesifiek seuns as 'n tema op die feesprogram nogal hier en daar fluktueer, dis nie die woord nie, hier en daar opkom, as jy oplet, daar is nogal baie temas van seuns op die fees aan die gang. So manlikheid word bespreek, maar om wit manlikheid weer eens in 'n gesprek te sentreer, wat gaan met 'n mens aan om dit te doen, en is daar nog ruimte vir so iets? Ek dink dis van die vrae wat ons as skrywers gevra het toe ons hierdie boek Justice, Grief
and Christ's Pathways to Wholeness begin skryf het en saamgeroep is deur James om dit te doen. Toe vra ons vir hom, het ons eintlik iets te sê? Is daar nog 'n bydrae wat ons op hierdie stadium kan lewer? So hoekom, James, wat was jou idee aan die begin om vir ons saam te roep om dit te doen? En miskien 'n tweede vraag, wat sê hierdie boek en die temas daarin oor jou? Ja, ek gaan verskoning vra om Engels te praat. Al twee my oumas is Afrikaans en ek het lanklaas voorberei om in Afrikaans te praat. Eintlik op skool was die laaste keer wat ek in 'n so 'n presentasie Afrikaans gepraat het. So ek gaan vra of ek my hartstaal kan gebruik in Engels. En daar is 'n bietjie van 'n klein ding wat ek sal weer in Afrikaans kan sê, want ek het dit voorberei en ek dink is belangrik om dit te sê in Afrikaans. So, the book is very much a part of my own journey towards wholeness and negotiating my way through masculinities in South Africa over the last 63 years. And so it's the friendships that I have enjoyed with initially there were 4 men and myself, and then, initially 5 men and myself, and one of the guys decided not to participate along the way, so it was the 4 of them. Forelo, who this year is 81, Dominee Forelo, whom I met in 1980 as an undergraduate student. And then Rex van Vieren, who is the past academic dean of St. Augustine's University and ex-professor at University of Pretoria in philosophy and psychology. And then Kobus I met more recently. He's young enough to be my son in the Anabaptist network in South Africa. And Laurie and I have worked together on poetry in a creative circle, producing a poetry anthology, also fairly recently. So on a journey, as part of my own reparative journey, I visited one of the members of the original team who then decided not to join us in New Bethesda, and in a conversation that we were having around the dinner table in New Bethesda, this idea of this book began to form. And it was the next morning as I was driving on the road back to KwaZulu-Natal at that stage, where suddenly the title of the book came to me, and then the names of the men whom I would ask to write it came to me. And so I think my little contribution of reading from the book will be that paragraph in my introduction. Maybe 2. The idea for this book formed on an October evening, on a perfect spring evening at dusk, in the cooling dust of New Bethesda in the Karoo. We had just heard a piano recital in the art gallery, open to the street and an evening breeze. In pauses between cadences of freshly composed music, the last dusk chorus of doves and starlings accompanied the soloist, like nature's perfectly syncopated orchestra, while an Irish wolfhound wandered in, as characterful as a village aficionado from the street. After walking with me a block to their home to taste Cape wine at their fireplace, and as we sat down to supper in their voorkamer, the gasvrij hospitality of Charles and Belinda du Toit is where this book began. And so as that evening meal around Karoo lamb unfolded, and I had a wonderful night's rest along my journey in the middle of a traumatic divorce, and in the middle of my own questions about could I ever be whole again? Could I ever be truly myself again? The idea for this book just came to me. And so the second paragraph that I'll read, at dawn the next morning, just before reaching the turning to Cradock, an idea of mini autobiographies
And the title of this book came to me almost simultaneously with the names of the men I would phone to write it. Thus, a historian theologian finding his way into the Anabaptist tradition telephoned for Rolo, Laurie Gaum, Kobus van Wijngaard, 3 pastor theologians, and Rex van Vieren, a psychologist philosopher, all of whom found their way into faith from their Dutch Reformed backgrounds. Would they write? To my surprise, they were each willing to craft a chapter on my suggested theme of justice, grief, and Christ's pathways to wholeness. So that's just a little bit of a jewel from the book. There are many more jewels in the chapters from each of them, from their stories towards wholeness and their journeys towards wholeness. So die ander vraag was, die tweede vraag was? Yeah, well, I think I've already said enough about that. I really have found my way, I think, in the second third of my life towards deeper wholeness, and found my way through that painful divorce towards kindness, towards hope, towards a new wholeness. Yes, in our family and in the journey forward, I think. And so the book has been very much a part of that journey. And of course Christ, and my central question of Christ, where are you in this journey? And how do I find you in this journey? And will you walk with me into wholeness in my sexuality, in my queer, strange journey towards wholeness? And in those questions I most certainly have found, yes, not only Christ, so real to me in my journey, but my friends, the men who said yes to help me write this book, and many women too, dear close friends, encouraging me on the pathway towards wholeness. Great, thank you. I think we can come back to some points later on. But Kobus, also you, wat in die middestad van Pretoria bly en dit baie deel van jou storie maak ook en deel van jou teologie. Maar in watter mate sny jou skryfwerk in hierdie boek wit manlikheid aan, sou jy sê, en in watter mate is dit 'n alternatiewe storie? Dankie, Laurie. Ek moet daarom net een ding korrigeer wat James gesê het. Hy laat dit klink as hy net gebel het en toe sê ons dit almal ja. Hy sal onthou dit was 'n paar weke van diep worsteling voor ek vir hom ja gesê het vir hierdie ene. En ek dink dit is belangrik om daar te begin, want deel van die worsteling was dis nie 'n styl van skryf wat ek tipies, dis nie tipies aan hoe ek gewoonlik skryf nie. Ek sit by universiteit vir 15 jaar, so is 'n bepaalde genre van skryfwerk wat mens aan gewoond was, en hierdie is baie meer persoonlik. Die autobiografiese wat James self uit ons uitgetrek het oor 'n 18 maande periode. Maar agter baie van wat ek ook as teoloog probeer doen het oor die laaste dekade of so, is die idee dat ons baie erns moet maak met wat die plek is van waaraf ons skryf. En ek probeer so 'n bietjie daai storie in die hoofstuk vertel, so ek is nou so net oor die 15 jaar lank located in die middestad van Pretoria, en met 'n redelike, as gevolg van 'n lang storie wat ek nie alles hier beskryf nie, 'n familieverhaal van permanensie. So ook 'n gevoel van dis die plek waar ons waarskynlik ons lewens tot aan die einde sal leef. Is in 'n baie spesifieke gemeenskap. En baie van my akademiese werk gaan maar oor witheid en teologie. Maar ek dink twee goed op jou vraag oor wit manlikheid, en dat moet ek ook byvoeg. Ek bedoel die temas wat ons mee begin het was dan nou justice, grief en wholeness. So die wit manlikheid gesprek kom al uit dit uit. Dis nie waar ons begin het nie. So ons het nie die boek aangepak as 'n poging om iets oor wit manlikheid te sê nie, maar oor iets oor justice, grief en wholeness, en om iets van die autobiografiese in te trek. Maar ek dink twee goed wat
in die skryfproses en in die wyse waarop stories of uit ons uit getrek is, en ek voel dit regtig James of die stories uit ons uitgetrek, want ek het dit so beleef, ander mense het dit dalk, was dit dalk makliker, vir my was dit nie altyd so maklik om so te skryf nie. Die twee goed is dan rondom plek. En ek dink die problematiek nie net van 'n apartheid Suid-Afrika wat ons geërf het met sy sterk lyne van hoe ons geografies geposisioneer is nie, maar ook die wyse waarop dit gerekonstrueer word dekade na dekade na 94. En my storie loop baie deur 'n lang proses van net gemaklik word van wat beteken dit om in al die ruimtes waar ek leef as 'n numeriese minderheid te leef. So jy weet, wat beteken om net gemaklik te word as in 'n land waar 'n klein persentasie van ons wit is, maar meeste van die ruimtes waarin wit mense beweeg, lyk eintlik maar soos hierdie. Wat beteken om gemaklik te word in ruimtes waar ons baie keer een gesin tussen baie is en net gemaklik te word in die middestad. So dit was 'n groot deel daarvan en om te reflekteer daarop en hoe dit my eie idees rondom godsdiens gevorm het. So ek skryf, ek sal dalk nou ietsie lees oor ons idees oor heiligheid en purity en hoe die middestad dit, ek dink, kom net oop ruk. Die ander kant, ek dink wat uitgekom het is in baie van wat ek skryf, ek het die hoofstuk geskryf so weerskante van my 40ste verjaarsdag. En dit het nogal iets aan my gedoen, om te dink oor daai midlife transition. En die besef dat, weet, as 'n jong aktivis dink ons gaan die wêreld kan regmaak. En dan moet jy iewers besef daar's dinge wat jy nie kan regmaak nie. Maar wat oor die laaste klompie jare vir my ek dink beide die gesprek rondom manlikheid en spesifiek meer in my geval rondom witheid baie belangrik vir my geword het, is die spanning tussen wanneer ons in sekere kringe die problematiek van byvoorbeeld die koloniale geskiedenis begin raak sien, dan is daar 'n tipe van 'n double bind waar deel van wat inherent aan die wyse waarop witheid gevorm is die oortuiging dat ons elke ding kan oplos. En so nou in 'n poging om 'n problematiek waarmee gekonfronteer word op te reageer, herposisioneer ons onsself as die groep, die individue wat die volgende probleem moet gaan oplos. En ek dink daai refleksie van wat beteken dit in die midde van 'n hoofstuk wat eintlik maar oor spiritualiteit gaan, om te kan worstel met die feit dat daar dinge is wat ek nie gaan oplos nie. Wat beteken dit om te worstel met pyn wat waarskynlik nie gaan weggaan nie, en om daarmee te leer leef as deel van hierdie midlife transition. Ek dink dit was so iets daarvan. Ek dink as ons wil praat oor alternatiewe, gaan dit oor die gemeenskappe waarin ons bly en hoe leer ons om met ons eie beperkings en gebrek aan beheer te leef. Baie dankie. Ek dink die keuse van hierdie onderwerp by hierdie fees, wit manlikheid as die oorspronklike miskien ongemak wat ons gehad het om te skryf en te sê, waar is die vroue stemme? Moet daar nie mense van kleur se stemme wees ook in hierdie gemeenskap van skrywers as ons iets probeer saamstel nie. Maar ek dink dit bring die vraag na hoe ons met ons wit wees en ons manlikheid omgaan op die oomblik in Suid-Afrika, die verskillende maniere hoe ons dit navigeer eintlik na vore. So Christy, jy kom 'n bietjie van 'n ander angle af, spesifiek as 'n mens kyk na jou boek Sitting Pretty en die wit Afrikaner vroulikheid, post-apartheid wat jy ondersoek het daarin en van jou vroeëre werk. Wat sê jy, is wit manlikheid beredderbaar, veral in Suid-Afrika, maar ook internasionaal? En wat is die belang van alternatiewe stories om daarvoor te soek en dit miskien te belig in die konteks daarvan?
Baie dankie Laurie en dankie vir die uitnodiging om hier so te wees saam met julle en hierdie interessante boek van naderby te kan beleef. Ja, baie geluk ook aan julle met die uitbring hiervan. En dan ook Laurie het hierdie boek met my vir my ook gegee wat basies saamgestel is deur hom en met geskrifte van sy pa. So ek het nou albei die boeke gekyk. Net 'n vinnige ding, so Sitting Pretty gaan in 'n groot mate daaroor om te worstel met wit vroulikheid en wat beteken om 'n Afrikaner vrou te wees in Suid-Afrika, Afrikaner vrou wat natuurlik nou daai interessante en vreemde posisie beklee van beide bevoorreg en tweede klas burgers. So met gerelegeer tot die huishouding, die familie in die tweede helfte van die 20ste eeu nadat Afrikaner vroue baie aktief was in die bou van Afrikaner nasionalisme in die eerste helfte van die 20ste eeu. So in die tweede helfte van die 20ste eeu terug in die huis, besig met die kinders, besig om apartheid vanuit die huishouding en in die familie te bou. En so my vraag met Sitting Pretty was, kan Afrikaner vroue die moontlikhede wat demokrasie beskikbaar stel, kan hulle dit aangryp, kan hulle iets nuuts maak daaruit? En natuurlijk, so dit in 'n groot mate behels dit presies dieselfde refleksies as wat 'n mens as 'n Afrikaner man sou hê, want dit gaan oor die algemeen oor hierdie posisie van bevoorregting wat 'n mens bereik het op die pyn, uitbuiting en marginalisering en geweld, algemene geweld wat gepleeg is teenoor swart mense en bruin mense in ons land. Oor etlike eeue heen. So wat beteken dit om 'n wit mens te wees nou in 'n demokrasie waar ons probeer ons om anders te lewe, probeer ons om iets anders te probeer vestig in die aangesig van hierdie bevoorregting wat ons nog steeds geniet. So wanneer mense praat van wit bevoorregting, dan dikwels is die vraag, maar wat is dit nou? Vir my in die eerste plek gaan dit oor daai sosiaal-ekonomies bevoorregte posisie wat ons steeds beklee in 'n groot mate. Daar is daar 'n klein groepie wit armes, ek dink is omtrent 45,000 of iets die laaste statistiek wat ek gesien het, maar die verre meerderheid van wit mense is in 'n sosiaal-ekonomies bevoorregte posisie. So dit is en dit kom in ons land gaan klas en ras regtig hand aan hand. So jy kan nie die twee eintlik skei nie. As ons kyk na die verre meerderheid mense, ons het gister se gesprek is dit genoem weer, die verre meerderheid mense wat onder die broodlyn lewe, wat omtrent so, ek dink dit trek nou by iets so 27 miljoen mense in Suid-Afrika, die verre meerderheid van daai mense is swart. Dit is 'n nalatenskap van kolonialisme en apartheid. So daar's 'n direkte verband tussen ons bevoorregting en die benadeling van swart mense, wat natuurlik ontken word deur wit rassiste, maar dit is so ek dink daar's baie wat ons deel eintlik in hierdie gesprek as wit mans, wit vrouens, Afrikaner mans, Afrikaner vrouens. Dit was eintlik dieselfde worsteling maar wat 'n extra laag van bevoorregting natuurlik plaas op wit manlikheid is die status van man. So en Laurie, so ek het jou hoe jy daarmee probeer omgaan in hierdie boeke baie interessant gevind, want weet daar is daai in eerste plek daai vraag van die intergenerasie interaksie, weet tussen pa en seun. So die worsteling wat julle gehad het oor moet julle as wit mans weet iets saam uitbring in 'n boek. Ek dink nie dis 'n worsteling wat baie wit mans deel in ons land nie. As ek so om my kyk, want daar's verskriklik baie daar's baie aanbiedinge waar wit mans probeer sin maak van hulle self en hulle daar's 'n hoë vlak van wat mense kan noem kulturele produksie wat plaasvind. Ek het net gister gekyk na 'n boek wat Ban Boyens uitgebring het nou, Troep. Die naam Troep, dit is die hoeveelste boek wat nou kyk na nie maar weet daarmee saam moet ek sê, ek dink is 'n goeie ding dat Afrikaner mans wel besig is met hierdie soort selfrefleksie. Die vraag is natuurlik hoeveel daarvan is kritiese selfrefleksie en hoeveel nie. So die hele ding waar jy praat van waar jy by jou pa hierdie ding opgetel van om 'n stil, sterk man te wees aan die een kant en aan die ander kant het ons dan hierdie interessante diskurs van slagofferskap
wat weet ek dink swartmans en witmans in Suid-Afrika is 'n tipe van 'n kompetisie van wie die grootste slagoffer is. So ek dink Jacob Zuma verpersoonlik dit in 'n groot mate aan die was dit as dit kom by swartmans, weet want dit is nou iemand wat die afgelope 20 jaar homself baie suksesvol voorstel as 'n slagoffer. Maar dan het jy ook witmans, so in my boek Sitting Pretty het ek 'n hoofstuk waar die vrouens sou reflekteer oor wit manlikheid. En weet Afrikaner vrouens neem aktief deel aan ook aan hierdie ding van Afrikaner mans as slagoffers van demokrasie. Dat demokrasie was 'n slegte ding vir wit mans. Hulle ly onder hierdie verskriklike demokrasie. En natuurlik die gewone ding waarna verwys word is werk. Hulle kan nie werk kry nie. Die ding is as ons kyk na die werkloosheidssyfers dan sien ons dat wit mans is die groep wat die minste werkloos is. Ek dink dit trek by iets soos 5% werkloosheid vir wit mans. Maar natuurlik baie wit mans het ook die land verlaat omdat hulle nie kon werk kry nie. So daar steek waarskynlik iets daarin. Maar die ding van slagofferskap is vir my interessant. En dan met jou pa, met jou besinning oor jou pa en soos hy nader beweeg het, weet aan sy sterfte en jou gevoel van dat jy hom nie kan troos nie. En ek glo definitief om die waarheid te sê dat wit mans en veral Afrikaner mans tog troos nodig het. Ek dink dat daar is 'n groot behoefte aan troos. So nie hierdie slagofferskap wat so opgeëis word wat ons ook sien by hierdie patriargale populisme van Trump en so nie. Want Trump is natuurlik ook die opperste slagoffer. Nie daar so slagofferskap nie, maar 'n werklike behoefte aan troos. Weet 'n manlikheid wat seer gemaak is. Want as jy seer maak, word jy seer gemaak. Jy weet as ons dink aan Pumla Gobodo-Madikizela se werk oor Eugene de Kock. En die mens dat hy sy menslikheid op die ouene moes verloor om onmenslik te kon wees. So dit is 'n beskadigde manlikheid. Jy word beskadig in die proses. Ek sê nou nie alle Afrikaner mans uiteraard is Eugene de Kock nie. Maar wat ek probeer sê is dat in die proses om apartheid in stand te hou, is ons as wit mense almal, ons het beskadig, maar ons is ook beskadig daardeur. Dit is nie om ons te verontskuldig nie, maar het is vir ons om daarna te kyk op 'n eerlike manier. En ek dink wit mans as die openbare, of veral Afrikaner mans as die openbare gesig van apartheid. Die gesig van apartheid skade en ook aan die einde van die dag mense wat dan ook beskadig is deur die prosesse van om haar skade aan te bring aan ander mense. As julle verstaan wat ek bedoel. So die vraag is, Afrikaner mans het troos nodig, maar nie ten koste van nie. Jy weet, nie ten koste van vrouens nie, nie ten koste van swart mense nie. Vir my is die slagofferskap diskurs baie ten koste van op die einde van die dag. Want dit is eintlik 'n herinstelling van 'n patriargale manlikheid wat daarmee bedoel word. Net 'n laaste gedagte miskien net as die vraagstuk van die voorbeelde oor generasies heen. Jy weet wat kan ons put uit ons voorouers? Hierdie jou pa se boek is opgedra aan die voorouers. Wat kan ons put? Is daar iets wat ons as Afrikaners kan put uit wat ons voorouers gedoen het? Is daar enigiets goed wat te bewaar is? Natuurlik weet Make America Great Again gee vir jou eintlik 'n idee van daai verlede wat nie bestaan het nie. Wat weer nog gegryp word van een of ander glorie. En ek dink as ons kyk na die witregse diskurs in Suid-Afrika is daar was een of ander glorieryke verlede selfs onder apartheid. 'n soort van 'n soort van definitiewe ontkenning van wat apartheid regtig oor gegaan het. En die tipe hervoorstelling van apartheid is eintlik 'n situasie van orde en van stabiliteit en van 'n plek wat sin gemaak het. Uiteraard wil mense nie daai jy wil nie sekerlik nie apartheid nostalgie enigstens gryp nie, maar is daar iets wat ons wel kan kry uit ons identiteit as Afrikaners? Is daar
is daar historiese voorbeelde. In my eie werk het ek gekyk na figure soos Bram Fischer en Breitenbach en verskillende vrouwelijke figure, veral Petronella van Heerden en so aan, om te kyk wat is want daar is voorbeelde, daar is nie baie nie, maar daar is eintlik voorbeelde van mense wat wel geregtigheid soveel as moontlik omarm het in die apartheidsera, mans en vrouens, wat ek dink ons na kan gryp. En ek het 'n paar ander, ek wil nie te lank praat nie, ek praat nou reeds verskriklik lank, so ek het 'n paar ander opmerkings ook wat ek graag met julle later sal maak, dankie. Baie dankie, dis ryk. Ek dink die troos vir emosies soos skaamte en skuld ook, is skuld 'n emosie. Skaamte is meer 'n emosie van skuldig voel miskien. Maar die feit dat ons gesosialiseer is om nie ons emosies goed te kan verwoord as mans, miskien spesifiek, wit mans ook, maak dat ons nie in kontak is, dit kan formuleer en daaroor kan praat en kan soek na die troos wat dan in reaksie daarop kom nie. Ja, so om met daai emosies te kan omgaan, is deel van die alternatiewe storie dalk. Ek dink daar is al reeds baie om op te reageer, maar ek wil dat ons so 'n bietjie net hoor van die woorde wat ons gebruik in die skryfwerk, en dis interessant genoeg in Engels, wat ons miskien nog vir jou kan vra, hoekom het jy gekies dat ons in Engels skryf, of hoekom het ons in Engels geskryf? Maar ek wil net iets lees 'n bietjie en ook vir die ander kans gee om iets uit Justice, Grief and Christ Pathways to Wholeness te lees, en ek wil sê dat ja, my bydrae wou ek seker so eenvoudig moontlik hou, deur hierdie 3 konsepte van justice, of ek het dit selfs nog vereenvoudig tot net just, om dit te stroop na die konsepte van justice, grief, to be whole, en hoe dit deur vignettes in my lewe, hoe die penny gedrop het, dat daai dinge, daai konsepte begin weerklank vind het in my lewe, laat ek dit so stel, deur 3 storieetjies daaroor te vertel uit my ervaring uit. En die een interessant genoeg wat ek nou uit wil lees, wat gaan oor grief, en juis in my encounter met die ander, die vreemdheid van die ander, en die spesifiek die ander, van kleur ander, as jy dit so wil stel, in Suid-Afrika net na die einde van apartheid, met ander woorde net na middel 90s, wat ek in Gugulethu gewerk het as 'n predikant vir 4 jaar, en hoe die andersheid my uitgedaag het, en hoe ek my eie identiteit moes leer vorm aan die hand daarvan. Ek gaan lees vir julle net hierso 'n bietjie uit hierdie ervaring. I spent hours and hours in church services. Gugulethu, not having a full grip of the language or meanings of the ritual dancing and praying, learning to move along with the Madiba jive, so many hours that at times I forgot that my skin was the lightest amid a wave of rhythms. I tried to figure out when to anticipate a chorus erupting in the middle of a sermon. My lips were struggling to get accustomed to form the names that I read of coffins at funerals. Done. I had to do a visitation to serve communion at Mother Teresa's order, the Missionaries of Charity in Khayelitsha. I felt enthralled in the same way as I often felt in the township by the surprises one stumbles across.
when I saw the nuns in their familiar white and light blue striped garb, making their way between the sick. It echoed that strange, almost eerie, invigorating experience I had had witnessing a goat being slaughtered on Maundy Thursday in preparation for Easter, or when I had visited my fellow Sunday school teacher friend outside his hut in the bush for his initiation, white clay painted on his torso, or drinking umkomboti at the home of another youth member returning from the bush. Time seemed to come to a standstill, or at least started to move slowly, as if tapping into another reality. It felt close to the pulse of life itself. And then just this, it was also the first time I came into contact with the inflamed skin of a person with full-blown AIDS. I cannot remember how early it was into the pandemic or how familiar we were with protocols at the time, but I know these new experiences contributed to the severity of the moment, the sense of awe in the air. Under some sheets on the bed was not much more than bones and the transparent skin of a person. There was not much to be heard except the sound of groans. So ek dink vir my in die vreemdheid van daai ervarings, 20 minute van hier in Gugulethu net daar voor die lughawe op regterhand. En die andersheid van hierdie kultuur, die verlorenheid van myself in hierdie vreemde wêreld, is ek gekonfronteer met om iets anders te wees, om dinge anders te negotiate. So dit was, ek kon nie dieselfde wees nie. Ek het so lank, soveel ure in kerkdienste gesit, wat ek nie kop of stert eintlik verstaan het van wat daar aangaan nie, dat jy amper jou witheid verloor, of so geïnspireer word deur die diversiteit wat energie gee, dat jy thuis kom, miskien in 'n ander plek, in 'n groter wêreld. Kobus, wat van jou? Wil jy iets vir ons? Dankie. Jy weet nou, ek het so tot nou nog nie, ek dink ek het selfs toe ek hier kom sit het nog nie geweet wat ek presies gaan lees nie, maar ek wil dalk so een opmerking uit die teologie uitmaak, voor ek net so 3 paragrawe lees, Laurie. As ons oor holnis praat, dan heelheid, dan binne 'n Christelike tradisie, dan raak dit ook aan woorde soos heiligheid, verlossing, en jy kan hom so deur die millennia die lyne trek oor hoe ons die idee van purity of reinheid daaraan gekoppel het. En apartheid is eintlik deels 'n spesifieke voorbeeld daarvan. So die idee dat as ons dinge uitmekaar uithaal, as ons goed reg rangskik, dan gaan ons iets van 'n verlossingsideaal gebou kry. En ek dink dis deels wat ons nog steeds besig is om 'n paar dekades later, nie net in groot teologiese woorde nie, maar net ook in 'n geleefde werklikheid te probeer dismantle. So iets daaroor, ek het nou iets vir die middestad gesê, ek gaan dan so aan die einde daarvan dalk net invul. It is against this background that I'm trying to make sense of our search for wholeness, from within the noisiness of inner cities that have fallen out of favor, inner cities abandoned for gated communities and new business districts, leaving metropolitan areas that are too big to fail and that seem to be increasingly out of step with a healthy city's rhythm. Out of step because in all the attempts to carve out small parts of our cities that can be portrayed as good, the walls, electric fences and endless security guards remind us that our cities are not whole. Yet exactly in this absence of purity, in this place where we rub shoulders across nationalities, where household surveys find people across vastly different income levels living as neighbors, where law enforcement and private security companies accept, albeit grudgingly, the coexistence of homeless communities alongside more settled neighbors, and where every so often the community of sex workers and the community of faith overlap, exactly in this place,
where the myth of purity is exposed for the absurdity that it is and has always been, something of the holy might be traced. En ek dink dit was al, ja, vir my 'n groot deel van die waarskynlik my eie storie oor die laaste paar dekades, maar ook van wat ek dan probeer om op te reflekteer vanuit daai storie uit hoe ons anders kan praat vanuit ons geloofstaal uit, maar op 'n manier wat net die gewone lewe aanspreek. Ja, ook apartheid as projek van modernisme, né, wat probeer het om dinge uitmekaar te trek. Ek bedoel, ek dink aan die in Gugulethu die grid van die paaie wat gelê word, wat oorspronklik so gebou is om natuurlik sekuriteit te beheer, jy weet, met net 2 ingange in 'n soort van 'n horseshoe vorm. En dit is die grid patroon wat eintlik op die ou end nie lewensbevestigend is nie, wat eintlik mense verder vervreem daarvan om nie in gemeenskap te kan lewe en ondersteunend is van daai gemeenskap. Is daar iets wat jy wil byvoeg in terme van lees of sê miskien op hierdie stadium? Sure. James, please. I think in inviting the older 2 men, to participate, who are both old enough to be my father, so the generational divide between us was very wide, and we found bridges in our conversation because we met for a whole week in Pretoria to workshop, to listen to one another's stories from different thematic angles, and then to do some writing together. And to wrestle with some of the bigger questions, like our first major debate and long wrestle was, who are the women we should invite to join us? Until we got to that moment where we felt, no, actually we're comfortable as white men just to tell it like we experience it. And we then let go of that question. But Fora and Rex have been men in my journey who have helped me to discover that part of the essence of masculinity is learning that I cannot save myself. That is a lesson that a father needs to teach a son very early on in life. You cannot save yourself. You need your mother, you need your father, you need your Ubuntu village around you for you to be who you are becoming. And Fora in particular, as our conversations over the years deepened and as our friendship grew with Fora, and as I witnessed him crying, shedding tears so openly, and as I learnt myself for the very first time after the age of 50 to begin to cry, to begin to accept the imperfect gift of tears, Fora has been someone in my life who has taught me that lesson. And so this whole thing of reparenting yourself and actually discovering the gift of new parents in our lives, even late in life. It's never too late to have a happy childhood. Never too late. And Rex too, Rex's chapter is an absolute gem. An absolute gem. You've just got to get the book and you've got to read Rex's journey. A journey of loss of his dear wife. Through the context of apartheid, through the context of academia and everything, but the grief moment for Rex is the loss of Mareka. And so this book touches deeply. It goes deeply into the stories of what makes us whole, and from very different perspectives of how do we encounter Christ. We came to that question from very, very different perspectives. But all the way through is this heartbeat of what we've learned along the way. And where we are now
in this incomplete journey towards deep wholeness. Yeah, and so that's a little bit of background about why I found myself among dominees, and for better or for worse, and it was for better. Absolutely, I learnt so much, and grew so much along the way. Yeah. Christy, are you ready for us to comment or respond? I think I found quite a lot of resonance also with what Kobus has been saying, and it's an interesting contrast, I think, between your experience in Gugulethu and Kobus's experience in Sunnyside, because Kobus, you talk about how you, in fact, you actually put it very nicely. Let me even find it here. Which I think is actually something that we are grappling with as white people generally. But it's the question of the give me 1 second. The question Kobus asks himself: why was I brought into a world at a time and a place where I was made to be a stranger to those who could have been friends, even family? And it's, if I'm understanding correctly, you're reflecting on this situation where you are confronted with the opposite of what apartheid intended, which is this kind of radical diversity, which is our country. Our country is actually a country of radical diversity, and one has to just travel a little bit elsewhere. Although the world's also changed a bit, but to see how radically diverse we are as a country. And in your experience, quite different in the sense that you could find some sense of not being a stranger, of actually arriving at home. And I think that is, for me, a large part of the challenge in overcoming both whiteness and patriarchy, because the promise of whiteness is the promise of being all-powerful. But you are talking about the sense of, I can solve everything. I can find resolutions for absolutely everything. Whiteness rests on a basic denial, a denial of fragility, a denial of the brokenness. Because you, in your chapter also, Laurie, you write about your congregants and how they are dealing with the brokenness and the vulnerability of life, and whiteness is a denial actually of the brokenness of life, of the vulnerability that we all share. And there's this delusion of being all powerful and being able to surmount everything, which I think masculinity shares with whiteness. So masculinity also is a delusion of being able to exert absolute power over. If we see again, I'm just referring to the US because of, they're on our feeds all the time, so can't really ignore them. And they are, as we know, messing up the world as we speak. So just you can see that the delusional thinking of being all powerful really exuding there from the White House. So, which is obviously very aptly named the White House. So it's this fantasy of control, and this fantasy which you also talk about, Kobus, this fantasy of being in control and being able to surmount everything. So, and I think that's so part of actually being self-reflective as white people, and then I would say as white men then would be this process of actually, in the first place, admitting one's own vulnerability, one's own brokenness. The hurt that I was talking about earlier, the hurt that was perpetrated against others, and the hurt that was then done to the self in the process of perpetrating that hurt. So that for me is just one reflection. I do think that this whole question of because that's ultimately how you can achieve some form of wholeness. If you
if we think of apartheid as also this idea of purity meant that there was this radical rejection of otherness and a violent rejection of otherness. And it includes, you reflect also, Laurie, very poignantly on your journey in terms of embracing your gay identity and how, how you were mistreated, along the way. And that is part of that radical rejection of otherness that's foundational to the Afrikaner nationalist version of Afrikaner identity. So that anything that's other, and because what's other is also inferior, So the big challenge that we now have, in where we are now, is to reintegrate those parts. And this brings me back to your experience in Sunnyside and your experience in Gugulethu and what you were also talking about, James. And this is this ability, this is the journey towards wholeness then, is to be able to reintegrate those parts that we were taught to push out in this delusional state of wanting to be all powerful and pure, which doesn't exist, of course. So just a few thoughts. From fragmentation and apartheid to wholeness. We are sure dat julle brand om vrae te vra in Afrikaans of Engels. Wie is die eerste? Asseblief. Is daar 'n mikrofoon? Is there a microphone? Sorry. Die. Baie dankie. Meneer sê agter ek met haar te praat, dis nie my kultuur om haar te praat nie. Ek wil net kommentaar lewer. Julle opskrif is soort van 'n oksimoron in die sin dat ek dink dat gaan ander alternatiewe sprekers ook wees. Maar net kommentaar te lewer as mens nou kyk, ek het nie vrae nie, maar julle kan nie my vrae beantwoord nie. Whiteness, as jy nou kyk, daar's maar 400 miljoen wit mans in die wêreld. Maar hulle besit die meerderheid van die wêreld se eiendomme, welvaart. Hulle sê die inequality in Suid-Afrika, die enigste plek waar dit slegter is in die wêreld. As jy kyk, julle noem nou van die Withuis. Ek was 'n student op Stellenbosch en mettertyd is ons die bangste vir wit liberale, want hulle maak vir jou soms die seerste. Ek was op 'n koshuis daar en daar het 'n dametjie sy politieke party ondersteun wat ons ook ondersteun het. En na sy ingekom het, toe change sy, toe verander sy en sy gaan en sy ondersteun 'n ander politieke party wat ons nou op daardie stadium in die 90s nie so goed mee gevoel het nie. Maar whiteness en die konflik wat ons in die wêreld sien vandag is die whiteness wat gechallenged word. Hier plaaslik word dit deur die EFF en ouens wat dink soos die EFF gechallenged. Wêreldwyd word dit deur China gechallenged. En ek sê altyd, as China wapens gemaak het 700 jaar gelede in plaas van vuurwerke, dat die hele wêreld vandag Chinees gepraat en dan was ons gesprek seker nou Chinese manlikheid, wat is die alternatiewe stories? Kom ons hou dit maar kort hou en dit kragtig daarso. Dankie dat ander ook kan kans kry. Môre, kan julle my hoor? Ja. My naam is Jason Lloyd. Ek wil net ter inleiding net so 'n agtergrond gee oor wie ek is en waarvan ek kom. Ek is van die Oos-Kaap, ek is 'n Uitenager, trotse Uitenager. Ek is 'n voormalige joernalis, ek het ekonomie, politiek en journalistiek gestudeer. En ek het my loopbaan by Media 24 begin. En ek wil graag sê dat ek 'n bietjie verwar is met die gesprek. Want gaan dit oor rasisme, meerderwaardigheid, minderwaardigheid, manlikheid, apartheid en wat ook al. So ek is 'n bietjie verwarrend so aan.
Maar my agtergrond is dat ek grootgemaak is om nie minderwaardig te voel nie. Ek kom uit 'n goeie huis uit, ek het met boeke, koerante groot geword, ek het van kleins af ek gereis en so aan. En waar ek vanaf kom, het wat mense hulle 'n plek geken en nog steeds ook. So my opgroei, my agtergrond is heeltemal anders as Weskaapse breinmense. En dit is eintlik vir my baie moeilik omdat ek nou in die Weskaap bly om aan te pas hierso. En ek kom uit 'n linkse huis uit. My ouers of my oupa was lede van die Arbeidersparty van die Waarde Hendrikse en my ouers was aktiviste in die UDF. So ek het ook daardie linkse ingesteldheid van 'n klein ouderdom af gekry. En ek dink tot en met toe ek in die journalistiek begin het en so aan. Maar toe verlaat ek journalistiek en toe kry ek 'n Damascus ervaring. En toe word ek meer konservatief. En ek is eintlik op 'n baie goeie plek omdat ek konservatief, proudly so, conservative en ek is 'n man en ek is 'n straight man. En ek wil graag die vraag vra en dit bekommer my eintlik want ek het opgetel hierso dat daar iets verkeerd is. Mense het suggereer dat daar iets is verkeerd met manlikheid is. En ek wil dit graag met die nodige respek verwerp. Want ek dink nie daar's iets verkeerd met seuns en mans nie. Dat onlangs in Brittanje 'n belaglike gesprek uitgebreek. Net jou vraag. Ja, ek gaan klaar maak, maar ek wil net gou dit konteks. Dat 'n gesprek uitgebreek oor die feit dat seuns dink ek moet in die skole respek geleer word. So en ek is 'n bietjie verwar. So ek wil net probeer en ek wou graag my agtergrond gee en hoe ek na hierdie dinge kyk en so aan. Want ek kyk nie na 'n minderwaardigheidskompleksie en ek beskou my nie as hoogwaardig nie, maar ek is absoluut verseker wie ek is en ek voel nie minder nie, maar ek wil net probeer duidelikheid kry en mense moet my asseblief die vraag beantwoord en ek vra dit vir almal, wat is verkeerd met manlikheid? Ja. Asseblief, verduidelik net vir my dit. Dankie. Laaste ene hier. Ja, goeiemiddag. 'n Wonderlike bespreking. In my jonger jare was ek by die SAIK in Johannesburg. Wonderlike tye gewees. Christie, net om by jou lys aan te voeg, ons kan almal van Beyers na D kan ons baie lesse leer en baie leer van hom af. Ek is 'n Christen gay man en trots daarop. Wat vir my baie interessant is vandag en ek het dit nou die dag met die swart bemagtiging, swart ekonomiese bemagtiging gesê. Die kleur is eintlik wat ons verwyder. Die swart moet uitgehaal word, die ekonomiese bemagtiging moet daar wees en dan volgens jou inkomste. So wil ek vandag sê die wit manlikheid is wat eintlik ons weghou van mekaar af. Dit moet net wees manlikheid. Is daar alternatiewe stories. En ek is baie excited oor die Rainbow Nation wat nou gebou word. Wat lankal al gebou moes gewees het. So wonderlike gesprek en ek dink is baie nodig, maar ek wil weer klem daarop lê, die kleur is wat ons vandag verwyder. Ons moet die kleur heeltemal uithaal. Ons moet dit eintlik sommer Rainbow Nation maak. Rainbow Nation kleur. So hou aan met die goeie werk. Dankie. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Yes, so al het ons nie 'n vrou van die vloer af gehad nie. Miskien een of twee opmerkings ten slotte van julle kant af. Wil jy sommer daar begin, Kobus? By jou. Maar dalk is die interessante van hierdie gesprek en die opmerkings van die vloer af dat daar is nie 'n enkele manlikheid nie. So as ons vra wat's verkeerd met manlikheid, dan moet ons dalk sê wel, dis nie een ding nie. Ja. Ek dink
dalk sal ek net een opmerking maak en ek bedoel dis 'n bietjie buite die boek, maar ek wil dit tog graag sê. Ek was 'n eerste jaar in 2003, 2004, ons het nou baie oor die kerk al gepraat. So 2004 was natuurlik die algemene sinode wat eintlik so op die skuif in die NG Kerk van stapel gestuur het. So my hele storie binne die NG Kerk is nou verweef met die debatte rondom seksualiteit. Ek dink dit het my 'n paar jaar gevat om te besef dat as ons praat oor seksualiteit in die kerk, dan gaan dit nie oor iemand anders nie, dit gaan oor my. As 'n heteroseksuele man wat moet besef dat daar's iets in daai vorming wat vervreemding vir my veroorsaak. So so vir nie almal so te beleef nie, maar ek dink baie van ons beleef diep in ons dat die manlikheid wat vir ons gegee is, help ons nie in terme van hoe ons met die wêreld omgaan nie. En daarom is hierdie gesprek, ek dink, deels belangrik. Maybe I can just add, if we look at the statistics of violence against the LGBTQI community in South Africa, the actual stats, we might come up with part of the answer about what is toxic about, white masculinity and its legacy. That's one comment. I think also that there's a common sense way of talking about masculinity as a nagevolg van kolonialisme. As gevolg van wat Rudyard Kipling genoem het, the white man's burden. The liberal white man's burden from the 19th century, that very dangerous and toxic legacy of liberalism that we inherited in South Africa. En vir my is hierdie verstand nou oppervlakkig because of my life journey. And if you turn what I said earlier about not being able to save ourselves, which I learned very much from Fora and other men like Fora in my journey, if you turn it the other way around, it's that a white man with a gun will save you. Okay? A white man with a gun will be the one responsible for protecting the wife and the children. And you can then superimpose that narrative onto a nation. White might is right from the White House. Okay? So that's so toxic. And that is so een oppervlakkige manier om dit te verstaan is as 'n nagevolg van kolonialisme in our current situation. And as a historian, I have worked a lot in my PhD and in my subsequent work in spirituality and theology with that question. But what I'm discovering is that, in fact, earlier answers or earlier suggestions by people like Blaise Pascal are really important for us to go back to the 1600s, to the 17th century, before colonialism really got, and that was the whole thing of, in answer to I think, therefore I am, Descartes. Blaise Pascal was saying the greatest distance in the world is the distance between the head, die rede, denker, and the heart. The heart. And his famous quote is, "The heart has its reasons that reason knows not of." The heart has its reasons that reason knows not of. And being a queer man, a masculine queer man, I have come to discover that my heart's journey had reasons that I rationally tried to manacle for 50 years because of the masculinity that I was taught so strongly, and that was literally beaten into me in the Transvaal Education Department under apartheid. Okay? And through veldskole, 3 van hulle, standaard 5, standaard 8 en die matriek, op veldskool, né? So that's my answer to what's so bad about masculinity. It's really bad. It's really painful. But there are answers. And I think that part of this book, part of what we've done in this book,
is to gently listen to one another and to gently begin to find the answers to these questions. And yes, the universe is friendly. Yes, Jesus was the most wonderful man and is the most wonderful man whom we could ever encounter, who can lead us further into the mystery of the pathway to wholeness. Okay. Are you okay that we just... I'm okay, except I just want to point out that if we look at the 3 questions that we received, it's very clear that we cannot leave so-called color out of this. We were all schooled in race. We were racialized from the moment we were born. We were taught that there's a hierarchy of races. We were taught, all of us, that white is superior. We have got, as Jason has alerted us to, of course, we have very powerful counter discourses of resistance from black people in the form of black consciousness, etc., saying that it's false. Racism is false. But the fact of the matter is still, we were all schooled in that. So we can't, at this point in time, we're not in South Africa able to leave out race and say, well, we're not going to talk about race. In fact, the minute we leave out race, then we're not understanding how power is operating in our country. And that's my responsibility as a white person, certainly, is not to deny race, and in fact to take responsibility to undo the effects of institutionalized racism from which I've benefited. So that is not an option, and I just wanted to make that clear from my vantage point. Baie dankie. Ingewikkelde gesprek oor 'n ingewikkelde onderwerp met baie lae wat ons saam probeer dink het, saam probeer oor praat het, en al raad wat ek het is dat julle maar meer sal moet lees om julle nog in te diep in die gelaagdheid van hierdie gesprek. Baie dankie vir julle teenwoordigheid en vir 'n wonderlike paneel. Dankie.